Môre sê Radio Fynbos luisteraars, die 26 November en die tema is vanoggend buigbaar. As jy terugdink aan saalperiodes, veral as die nuwe kwartaal begin het, dan het jy altyd hierdie woorde gehoor: buig die boompie terwyl dit nog jonk is. En so waar iewers moes daardie gedig ook ontleed word. Wat 'n rym pas nou waar? En as dit nie genoeg was nie, was dit ook nog idiome in ons toetse of vraestelle gewees. En dan ook wat die ouers daarvan gehou het, om as 'n gesegde toe te pas in die tyd toe ons nog kinders was. Buig, maar altyd net by my verbygegaan, tot ek in die dag een van die kosbaarste seënkomplimente in my hele lewe gekry het. Omdat ek elke woord daarvan koester, deel ek dit met jou in 'n enkele gedeelte. Die stofasie waarvan Abba Vader jou gemaak het, is buigbaar. Ek het so lank na die woord buigbaar gekyk, en terwyl ek na dit gekyk het, die tyd gaan stilstaan. En as goed vir my dieper as die hart raak, dan wil ek altyd buig om dit te deel, want ek weet iemand gaan dit raak sien en dit raak hoor. Mense dien God in verskillende oortuigings, maar die vraag is, kan ons vir Jesus buig? Is ons buigbaar soos God in al sy almag gedien wil word? Of het tradisie ons so stokkerig gemaak, dat ons baie keer nie in lofprysing en aanbidding meer kan buig voor die koning nie? Kyk ons neer op mense, of kan ons buig om te kan sien hoekom hulle is soos hulle is? Is daar genade nog in ons, soos Jesus by enige uitgeworpene sondaar hoop kon bring het? Kan ons buig as die prediker se woorde val, omdat dit geval het waar dit dalk hard klink? Of verdedig ek myself? Kan jy buig omdat jou siel buigbaar is, om te verander, soos Dawid kon buig voor God, omdat hy bereid was om in sy lewe deursoek te word? Want hy het nie die kans gevat om God se gees te verloor nie. Dan was dit mos die Heilige Gees in hom, wat hom buigbaar gemaak het, dat God van hom kon sê: jy is 'n man na aan my hart. Kan ons nog buig in geloof? Kan die Heilige Gees nog met ons werk? Of het ons so selfversekerd geraak, dat hy net deur ons kan werk? Is ons buigbaar in ons huwelike? Of het ons soos harde houtstompe geraak, wat die heeltyd net die balk uit die ander een se oog wil uithaal, die splinter? Miskien sal ons minder alleen wees as ons buigbaar raak. Miskien sal ons verder kom as ons buigbaar raak. Meer saam buig in gebed, dat ons soos 'n boog kan raak in Vader se hande, waarmee hy pyle kan skiet wat die ware vyand is. As ons meer buigbaar is, gaan vrese ons nie kan breek nie. As ons meer buigbaar is, sal verwerping nie kan aanhou om ons te knak tot by breekpunt nie. Want God se genade is vir ons genoeg. As ons meer buigbaar is, sal ons mekaar nie laat vrees, want ons weet goed watter spanning en druk ons op mekaar sit. As ons meer buigbaar is, sal ons mekaar nie seermaak tot breekpunt nie. As ons meer buigbaar is, sal ons ophou om soveel dood te spreek en mekaar te versmoor met beskuldigings. As ons meer buigbaar is, sal ons minder word en die Here meer. Psalm 45 vers 12 sê: en as die koning die skoonheid begeer, want hy is die Heer, buig u dan voor hom neer. En kom ons kom vanoggend en ons buig voor Jesus en ons sê vir hom: dankie Jesus vir u bloed. Here, help my dat ek ook vanoggend sal buig in vergifnis om mense vry te spreek. Here, help my ook vanoggend om buigbaar te wees, deur u liggaam in te neem, en genees my. Here, genees my, buig my reguit, buig my tot ek gesond is, buig my Here, tot ek verstaan wat u woorde sê. Here, u begeer dit om te sien wat u in my lewe doen. Amen.